Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en ons gaan doen hoofstuk 5. Hoofstuk 5 is 'n baie moeilike hoofstuk en 'n baie moeilike hoofstuk om reg oor te dra en ek bid dat die Heilige Gees my sal help met hierdie hoofstuk, dat ons die kernboodskap van hierdie hoofstuk sal verstaan en weet waaroor dit gaan. Maar dit is ook 'n wonderlike hoofstuk as mens hom sien in die regte lig. Hoofstuk 5 beleef sy seker, hierdie bruid, hierdie maagd, beleef sy seker die moeilikste omstandighede wat sy nog ooit beleef het. In hoofstuk 5 word sy getoets tot die uiterste toe. Alles wat die koning in haar ingebou het, kom na vore onder daardie moeilike omstandighede. Hier leer sy, in hoofstuk 5 leer sy, dat lyding deel uitmaak van elke Christen se lewe. En dis nie iets wat ons eintlik wil hoor nie. In hoofstuk 5 kom uit wat God in haar ingebou het. En dit is so wonderlik as ons daarna gaan kyk. Dis die hoofstuk waar die eenwording met hom die hoogste vlak van intensiteit bereik. Hy roep haar om sy pyn te beleef, sy verwerping te beleef, sy smaad wat hy gedra het, sy godsverlatenheid te beleef. Dis hier waar hy so deel word, waar sy so deel word wat hy beleef en ervaar het. Die fynlyn van hoofstuk 5 is om bereid te wees om in sy dood in te gaan en om hom te ken. Nou, Paulus sê in Filippense 3 vers 10, sodat jy hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyding, terwyl jy aan sy dood gelykvormig word. Dit is die hooftema van hoofstuk 5. Filippense 3 vers 10. Nou, ek het in my tuin gekom, vers 1 van hoofstuk 5. Ek het in my tuin gekom. Onthou, ek het in my tuin gekom. Dis die koning wat hier praat. Haar lewe is sy tuin. Ons lewe is Christus se tuin. Hy bewerk hom. En hy het nou in haar tuin gekom. Hy wil nou sien wat se vrug hierdie tuin oplewer. As omstandighede oor haar lewe kom, wil hy vrug in haar lewe sien. Nou, ek het in my tuin gekom, my susters bruid. 8 keer praat hy van my tuin, my susters bruid, my mirre, my balsem, my heuningkoek, my heuning, my wyn, my melk. Hy het haar tuin bewerk en hierdie werk is die vrug van die Gees wat hy terug ontvang. So hy ontvang nou terug wat hy in haar ingeploeg het. Dit is die Christuslewe wat so vrylik deur haar vloei, wat hierdie vrug oplewer. Dit is net sy lewe wat uitkom, wat sigbaar word deur haar nou. Hoe lieflik is dit nie? Sy en hy het totaal verenig. Haar denke is in so 'n mate vernuwe, dat hy vrylik ongehinderd deur haar kan leef. Haar lewe het so een met hom geword, en sy leef vanuit hemelse plekke. Dit is so wonderlik. Haar toegewydheid is verskillend van die eerste fase se toewyding. In die eerste fase se toewyding, daar aan die begin, toe sy na hom toe gekom het en hy haar gevat het en hy haar begin lei het en so aan, het sy haarself aan hom gegee as 'n barre tuin, wat nie die vrug opgelewer het wat hy wou gehad het nie. In haar eerste toegewydheid het sy haarself in sy hande oorgegee om gevorm te word, sodat hy hierdie tuin kan bewerk, sodat dit vrug kan dra. Hierdie toewyding in 5 vers 1 in hoofstuk 5 spruit uit die vrug wat haar tuin nou opgelewer het, as gevolg van die werk wat hy in haar gedoen het. Daarom is dit sy vrug. Al hierdie vrug is sy vrug. Die vrugte van die Gees, die vrug van die Gees is sy vrug. Dis nie ons vrug nie, dis sy vrug deur ons. Die deurvloei van die Gees is sonder hindernis. Dit is wanneer die koning haar geniet, as hy terug kan ontvang wat hy in haar belê het. Dis wonderlik. Ek het my mirre en my balsem gepluk. Mirre spreek van die kruis en balsem van die dood. Ons ou mens is saam met hom begrawe. Mirre se smaak is bitter, maar die reuk daarvan is soet. Wanneer die omstandighede bitter is, verwag hy om soete vrug daaruit te ontvang, want dit is wat hy in haar ingebou het.
Sy vrug moet na vore kom. Balsem spreek van die dood. Nou hierdie is reukwerk wat voor die Vader opkom. As jy in moeilike omstandighede kom en jy raak bitter daaroor, dan kom daar onaangename reuk voor die Vader se neus op. Maar wanneer jy in moeilike omstandighede, deur moeilike omstandighede gaan, en die Vader ryk balsem en mirre, en dit kom uit jou lewe uit, is die vrug van hom wat dan uit jou lewe uitkom, want jou ou mens is dood, jou ou mens kan nie reageer nie, hy is dood, maar sy lewe kom na vore, dan ryk die Vader hierdie balsem en hierdie mirre. Kan 'n dooie persoon terugreageer as jy op hom of haar skree of sleg sê of sleg behandel? Nie, hy kan nie. Wanneer jy dood in Christus is jou ou lewe gebalsem en dood. 'n Dooie mens kan nie terugreageer nie. In hierdie omstandighede kan jy sien of jy die kruis verstaan wat daar gebeur het. Nou ek het geëet van my heuningkoek met my heuning. Kyk die vrug wat daar uitkom. Dit spreek van woorde wat genesing bring. Heuning is soos dit bring genesing, ek weet vir sere ook en alles. Heuning is 'n wonderlike vrug, of wonderlike, wat dit hoe ek dit nou ook al kan sê. Dit spreek van haar woorde wat genesing bring. Dit is die vrug wat nou in haar lewe is. Ek het gedrink van my wyn met melk. Hy het gedrink die wyn wat 'n teken is van die Heilige Gees wat hy lei, en die melk wat voeding gee aan die onvolwasse kinders van die Here. So alles wat nou uitkom, bou mense op. Dit spreek onvolwasse, dit voed onvolwasse mense op, dit genees en alles. Dan sê hy, eet, vriende, drink en word dronk, bemindes. Dit is sy vrug in haar lewe wat na vore kom, en hy geniet die vrug in so 'n mate, dat sy vriende dit saam met hom kan geniet. Nou weer, ons is ook sy vriende. Nou, wanneer hierdie vrug in iemand na vore kom, dan is dit ook vir ons, dis asof hy ons nooi en sê, kom luister en word dronk van hierdie beminde se 'n liefde teenoor haar koning. Drink en word dronk, word bedwelmd van sy liefde, of word dronk van sy liefde, gaan in 'n ekstase oor sy liefde, word krank van sy liefde. Daar is niks so rein in skoonheid as jy met 'n persoon praat of mee te doen het, en Christus se karakter vloei soos mirre deur die persoon se karakter met wie jy praat. Jy proe die heuning, jy pluk die balsem, jy drink die wyn, jy proe die melk, dan het jy met die hemel en die realiteit daarvan in aanraking gekom. Het julle al met sulke mense gepraat? Dit is so wonderlik. Riese Wurmbrand is so 'n voorbeeld daarvan. Jy word dronk van daardie liefde en word bedwelmd, want jy word opgeraap in 'n hemelse sfeer van liefde en omgee, want jy kan nie anders as om dronk en bedwelmd daarvan te word. Dit is wonderlik. Hoofstuk 5 vers 2. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak, hoor my beminde klop. Dit sy wat hierso praat. Ek het geslaap, dis haar vlees het geslaap, maar haar hart is daar altyd 'n geestelike aktiwiteit. In haar gees is daar altyd 'n geestelike aktiwiteit. Sy wag, sy hoor, sy kan hoor. Dis hy wat kom. Nou, hy praat nou verder, dan sê, maak vir my oop, my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte. Hoor hoe bemoedig hy haar, hoe bou hy haar op, want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels. Nou dit is 'n baie interessante vers, daai. Ek het geslaap, en ons gaan nou 'n bietjie verder op daai nagdruppels en dou, hare vol dou. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Kom ons kyk net wat dit beteken. Die vlees slaap. Hy's onaktief, hy's neergelê, hy's dood. Geen beweging, geen aktiwiteit, geen planne, geen worsteling, geen selfaanstellerigheid, geen angstigheid van die vlees afkomstig wat homself laat geld nie, maar die gees is aktief en waaksaam. Die werking van die kruis het die vleeslike energie uitgeblus. Haar hele wese behoort aan hom en wag op hom vir enige aksies, niks uit haarself nie. In haar innerlike mens was sy opstandingslewe aktief. Paulus sê, ek is met
Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Dis die vleeslike lewe wat slaap. Maar Christus leef in my. Christus se lewe is aktief in haar innerlike mens. Hy sê, Christus leef in my, so hy is aktief in ons innerlike mens. Hoor my beminde klop, hier sê sy, hoor my beminde klop. Terwyl die vlees neergelê was daar 'n innerlike aktiwiteit van bepeinsing, van geloof, van opeising van die Christuslewe. Dis in haar gees. In haar hart kan ons ook sê, in haar gees, in haar binneste was daar 'n trillende vloei van die lewe, die opstandingslewe. Die uiterlike uitdrukking was een van stille rus en 'n soete kalmte in die siel, maar die innerlike gees was lewendig en aktief, wagtend op sy roepstem. Sy hoor hom onmiddellik klop. Sy het nie 'n storm nodig om sy stem te hoor nie. Sy het nie 'n orkaan nodig om sy stem te hoor nie. Sy het nie 'n ontploffing nodig om sy stem te hoor nie. Sy hoor hom sag soos 'n aandwindjie, is sy gewoond aan sy stem. Sy hoor as hy praat, sy hoor as hy roep. Hy roep haar as my suster. Hulle behoort aan een familie, 'n hemelse familie. Hy roep haar as my vriendin. Sy vertrou hom en maak haar hart vir hom oop. Hy roep haar as my duif. Sy's opreg en soek hom met 'n onverdeelde aandag. Haar oog is nog steeds soos 'n duif, doelgerig, net op hom gerig. En 'n duif het nie 'n galblaas nie. Daar's geen bitterheid in haar van enige omstandighede wat in haar lewe plaasvind nie, want sy weet hy is in beheer van alles wat in haar lewe gebeur. Hy roep haar as my volmaakte. Sy beeld het gestalte gekry in haar lewe. Daai volmaakte beteken hy sien sy beeld in haar. Dit is net vir my so ongelooflik wonderlik, al hierdie goed, want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels. Maak vir my oop, my suster. In die eerste gedeelte van die lied maak die Here homself bekend aan haar as die koning en soek 'n troon van autoriteit in die hart van sy geliefde. Dan kom hy na haar toe met 'n hoë roeping. So eers maak hy homself bekend as die koning, maar nou kom hy met 'n ander roeping, met 'n begeerte om haar vry te maak van die selfopgerigte mure, daai selflewe, sodat sy hom kan geniet in die opstandingslewe in al die omstandighede wat hy vir haar geskep het. Laastens, nadat hy homself aan haar geopenbaar het as die uitverkose bruidegom, het hy die liefdesverhouding tussen hulle laat ontwikkel. En ek wil net sê, my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels. Dit laat ons dink aan Getsemane. Sy gaan nou in 'n klein fraksie beleef wat hy in Getsemane beleef het. In hierdie skrif is daar 'n totale ander soort van openbaring van homself teenoor haar. Die prentjie wat hy skep verwys na Getsemane. Eindelik praat hy van homself en skets sy angs wat hy in die tuin van Getsemane beleef het. In daardie tuin was sy hoof bedek met die nagdou en druppels wat op hom geval het. Onmiskenbaar maak hy aan haar bekend dat hy 'n man van smarte is. Jesus het sulke smarte beleef en hy wil hê sy moet verstaan waardeur het hy gegaan om haar te verlos. Ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek dit weer aantrek? Ek het my voete gewas, hoe kan ek dit weer vuil maak? Sy is in 'n posisie waar sy genot uit die opstandingslewe put. Dit is anders as haar vorige ondervinding waar sy emosionele belewennisse gesoek het. Sy was nie bereidwillig om weer op te staan en buite in die koue te wees nie. Sy het haar voete gewas. Nou, Jesus het ook vir Petrus gesê, ek moet jou voete was. Nou, hoekom die voete was? Hy sê, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. Dit beteken dat ons rein is, maar omdat ons nog by hierdie wêreld wandel, word ons voete vuil en dit is net nodig om gereeld ons voete te was, om die vuilheid van die wêreld van ons af te was. Nou die wonderlike verduideliking hiervan is baie keer, daar is so 'n tendens vandag, as jy met iemand 'n bietjie praat
oor iets in sy lewe wat nou nie in lyn is met dit, wat in sy gees aangaan, en dan sê hulle dadelik, maar jy mag nie oordeel nie. Dit is so 'n aaklige reaksie, want Prediker sê, 'n wyse man is lief vir 'n vermaaning. Ons moet mekaar se voete was. Ons moet, omdat ons is rein, in ons gees is ons rein, en Jesus is besig om ons te transformeer in ons siel, maar ons moet mekaar se voete was. Ons moet by mekaar sit en sê, hoorie, maar dit wat ons doen is nie reg nie, of dit is nie, en ons moet daarna kyk. Dis hoe ons voete was. As ons iemand iets leed aangedoen het, moet jy sê, hoorie, gemaak reg met daai broer. Dis hoe ons voete was. As iemand kwaad bly vir iemand, moet jy gaan en sê, maar jy moet vergewe. Vergifnis is wat Jesus aarde toe gestuur het om ons te kon vergewe, en as jy nie vergewe nie, kan hy jou nie vergewe nie, so jy moet hy persoon vergewe, anderster gaan Jesus jou nie vergewe nie. Maar die mense is so vandag, so opstandig as jy met hulle praat, oor sulke goed. Hulle sê baie vinnig, maar jy moet nie oordeel nie. Maar dis nie oordeel nie, dis voete was, om vir mense te help, mekaar te help, dat ons in die lig wandel, en dat ons sy lewe uitstraal, en dat ons daai ou selflewe vir ons neerlê. Mag die Vader ons help. Kom ons bid, dat Vader ons help, oor hierdie goed, dat ons sal verstaan, dat ons tuin altyd hierdie vrug moet oplewer, wat hy wil hê. Vader, ons kom na u toe, ons bid dit in u naam, dat u sal kom, en dat u hierdie vrug, wat u uit ons lewe uit wil hê, dat dit na vore sal kom, dat ons ook mekaar sal help, mekaar sal ondersteun, om mekaar se voete te was, en dat ons sal luister wat die Heilige Gees vir ons sê, sodat ons hierdie lewe van Christus, wat in ons geplaas is met wedergeboorte, sodat daai lewe vrylik deur ons sigbaar sal word, sodat die Vader verheerlik kan word. Dit is ons gebed, en ons bid, dat u ons genade sal gee, dat ons dit sal verstaan, en dat u vir ons sal help, dat dit in ons lewens 'n werklikheid sal word. Amen.